Die 21-jarige Rolien Strauss, 'n derdejaar mediese student aan die Universiteit van die Vrystaat, is Sondag-aand as mejuffrou Suid-Afrika gekroon. En nou gaan die manne hulle oë, nie net hulle ore nie, maar hulle oë spits, want sy is by ons in die ateljee. Welkom Rolien. Baie dankie. Baie geluk. Baie dankie. Jy het seker nog 'n oomblik rus gehad, nee? Nie een oomblik nie, maar ek kry nie tyd om moeg te raak nie, so dit is 'n goeie ding. En ek is op die oomblik nog so opgewonde dat dit is regtig wat ek wil hê nou, om besig te wees. Hoekom het jy besluit om in te skryf vir die mejuffrou Suid-Afrika kompetisie? Wel, ek het groot geword in 'n huis waar my ma altyd vir my gesê het, elke liewe ietsie wat jy uit genade ontvang het, moet jy gebruik. En dit is iets wat ek kan gebruik vir goeie. Ek het altyd geweet dat ek enige mejuffrou Suid-Afrika wil word, so daai saadjie was geplant. En toe ek op 9-jarige ouderdom vir Joanne Strauss vir dieselfde van het as ek ontmoet het in my klein dorpie, het sy dit net bietjie nat gelei. So soos ek ouer geword het, ek geweet dit is 'n droom wat ek wil bewaarheid. En ja, ek leef nou my droom. Dit was nou die tweede keer dat jy ingeskryf het vir die mejuffrou Suid-Afrika kompetisie. Dink jy dat jy die keer 'n bietjie beter voorbereid was, bedag was op wat miskien op jou wag? Definitief, ek was meer voorbereid en ek het 2 of 3 jaar lewenservaring opgedoen. Ek het, jy weet, klein dingetjies het verander. Ek is net 'n beter ek as wat ek kon wees. Ek onthou ek het op die verhoog gestaan in 2011 en geweet dat hierdie is nie my jaar nie. Ek kan nie die beste mejuffrou Suid-Afrika wees wat ek kan wees nie, en hierdie jaar was dit heel anders. Ek het geweet dat ek is gereed hiervoor. In watter opsig wil jy 'n verskil probeer maak as mejuffrou Suid-Afrika? Elke liewe meisie of vrou wat inskryf vir mejuffrou Suid-Afrika het iets anders om te bied. So ek gaan definitief fokus op dit waarop ek passievol is, wat vroulike gesondheid is. Met my mediese agtergrond is dit 'n perfekte kombinasie as mejuffrou Suid-Afrika. En dan definitief die borgers se liefdadigheidsinisiatiewe, soos Celsie ons hoofborg se Take a Girl Child to Work Day. So ek sal definitief om 'n tafel gaan sit met hulle en besluit waar kan ons die middelpunt kry, waar kan ek my passies uitleef en hulle passies uitleef. En dan wil ek definitief ons land internasionaal gaan verteenwoordig en net weer die lig weer op Suid-Afrika laat skyn en sê, hoorie, ons het so ver gekom en ons is so passievol en ons toekoms het potensiaal. Jy sê nou jy wil Suid-Afrika in die buiteland gaan verteenwoordig. Dit kan jy natuurlik ook op 2 skoonheidsplatforms gaan doen, of mejuffrou Wêreld of mejuffrou Heelal. Wat is die verskil tussen die twee en aan watter een sou jy nou verkies om deel te neem? Wel, mejuffrou Wêreld het 'n baie liefdadigheidsaspek, baie groot liefdadigheidsaspek. Dit is meer kultureel en mejuffrou Heelal, soos hulle in Engels sê, is meer bombshell. So wel, enige van die twee sal ek graag wil gaan doen om my land te verteenwoordig. So waar ook al hulle my nodig het, sal ek gaan. Op die oomblik weet ons nog nie of dit dalk op dieselfde tyd gaan wees en dan sal ek moet kies en dan sal die eerste prinses Ziphuzaki Zokufa na die ander een toe gaan. So op die oomblik is ons nog nie seker nie, maar ek gaan waar ek nodig is. Hoe mededingend is hierdie tipe skoonheidskompetisie, soos mejuffrou Suid-Afrika byvoorbeeld? Ek dink aan dinge wat jou ter 11 ure heeltemal onkant kan betrap, soos 'n hoë hakskoen se polvy wat afbreek, of iemand wat op jou rok trap en hy skeur. Hoe hanteer 'n mens so iets? Ag, daar kan sulke goedjies kan maar enige plek in die wêreld gebeur, altyd. So ek dink die beste is om natuurlik te wees en dit gaan oor hoe jy dit hanteer. En die beste is om net jouself te bly en mense identifiseer met jou as hulle sien jy is ook maar net 'n mens. Ja. So dit is regtig belangrik in mejuffrou Suid-Afrika. Wat vir my interessant is dat jy nou 'n derdejaar mediese student op Koffsies is. Hoe gaan jou jaar as juffrou Suid-Afrika jou studies beïnvloed? Onderbreek jy dit nou? Kan ons sê jy neem 'n sabbatsjaar? Ja, nee, ek sien hierdie jaar as 'n jaar wat ek kan teruggee en eens in 'n leeftyd geleentheid. Ek kan altyd my studies gaan klaarmaak en ek gaan dit definitief doen. En ek studeer aan die Universiteit van die Vrystaat. So ek het laas jaar met my 3de jaar klaar gemaak, so ek is tans so 4 maande in my 4de jaar in. Aha. En professor Jonathan Jansen is ons rektor en hulle is so ondersteunend en natuurlik baie trots op my. So hulle het my die kans gegee om 1 of 2 jaar van my studies af te vat. Net om te fokus op wat ek nou moet fokus en dan sal ek weer teruggaan daarna. Waarom het jy medisyne eintlik as 'n loopbaankeuse gekies?
Ek het groot geword in 'n gesin waar my pa medies geswat het. So hy is 'n mediese dokter, my ma is verpleegkundige geswat. En baie mense wonder, okay, is ek nou in die ding ingedwing? Voel ek verplig om medies te gaan swat? Maar dit is glad nie so nie. My ma het die geleenthede vir my en my boetie wat 'n jaar jonger as ek is geskep om ons passie uit te leef. En ek het net gesien hoe gelukkig dit mens maak as mens iemand anders gelukkig maak. So ek het groot geword in 'n huis waar ek lief geraak het vir medies. En waar jy diens aan ander mense kan lewer. Ten slotte, Rolien, ek verneem dat jy dieselfde afrigter gehad het as Melinda Bam, een van jou voorgangers. Was dit deurslaggewend in jou sukses, sou jy reken? Of het dit net 'n belangrike bydrae gelewer? Dit het definitief 'n belangrike bydrae gemaak. Werner, Melinda se afrigter, het na my toe gekom die dag na Melinda gekroon was. In 2011, want ek het saam met Melinda aan die kompetisie deelgeneem en hy het toe die potensiaal al in my raak gesien en my net bietjie wys gemaak van goedjies wat ek nie geweet het nie. Ek meen ek was maar 19 jaar oud. So die voorbereiding wat ek van hom af gekry het regtig baie beteken en ek is regtig dankbaar daarvoor. Wel, jy het die vrugte gepluk daarvan. Ons wens jou 'n baie geslaagde en aangename jaar toe as mevrou Suid-Afrika en ek is seker jy geniet die steun van die hele land en ook op die wêreldverhoë waar jy jou gaan bevind. Nogmaals baie geluk, knap gedaan. Baie dankie, Rian. Dit was Rolien Strauss, die nuwe mevrou Suid-Afrika.